Hopelijk, ons huismense, eerstens wil ek baie dankie sê wat toegelaat het dat ons hier kan vergader om die naam van die Here nie het groot te maak nie, maar om die naam van die Here aan u te bedien. Nou die wat nie van my ken nie, ek is Denver Titus, gebore in Portable, groot geword in Reservoirstraat. Daai tyd was hierdie gebied nog nie hier nie. En ek is so bly vir die Here dat die Here 'n nuwe gebied gesit het, waar die mense hier gesit. Maar met die feit dat die mense is die meer siele in Portable. En dit is genoodsaak dat die kerk nie op een plek moet wees nie, maar dat die kerk moet versprei om die woord van die Here aan ons mense te bedien. En dis die rede om ons vandag hier so staan. Om 'n woord aan hierdie straat te bedien. Dit is 'n tweede openlig. Ons het nou in Waterkantstraat gestaan laas Sondag. En ons het nou afbeweeg. En ons is nog steeds besig om die naam van die Here aan ons mense te gee. Om te sê daar's nog hoop. Om te sê daar's nog verlossing. Om te sê daar's nog 'n kans. Want jy hoef nie te bly in die omstandighede waar jy is nie. Jy hoef nie te leef in die omstandighede waar jy is nie. Daar is 'n groter antwoord. Daar is 'n groter weg. Die Bybel sê dat Jesus sê vir sy disippels dat hy is die weg. Hy is die waarheid. Hy is die lewe. En wie in hom glo, sal lewe. Al het jy ook gesterwe. Met ander woorde, die dood is nie 'n probleem vir 'n gelowige nie. Want as 'n gelowige doodgaan, dan gaan hy hemel toe. Dis gaan wanneer Paulus sê dat vir my is die lewe Christus en die sterwe is vir my wins. Met ander woorde, of ek nou lewe, dit is Christus, en of ek nou doodgaan, dit is Christus. Either way, ek wen nog altyd. Die dood het nie 'n houvas op my nie. En dit is hoekom hy ook kan skrywe en vra dat dood, waar is jou angel? Dood, waar is jou oorwinning? Dit is hoekom ons as gelowiges nie hoef bang te wees om die hande op die sieke te lê nie. Never mind wat se siekte sy het. Dit kan nie aan ons vat nie. Want ons het 'n ander lewe. En wanneer ons in hierdie gelowige, in hierdie stelsel leef van God en in hierdie stelsel leef van geloof, dan sal jy nou wel verstaan hoekom ons hier staan. En kan sê dat ons nie bang vir die son wat ons kan bedag steek nie. Want die Bybel sê dat bedags sal die son nie vir ons steek nie. So dit is geen probleem om in 'n open lig te staan vandag en te sê dat ek skaam my nie van die naam en die saak nie. Van is 'n krag tot redding. Ek staan vanoggend hier nie as 'n verteenwoordiger van 'n werkie. Ek staan nie as 'n verteenwoordiger van 'n politieke party nie. Maar ek staan hier as Denver Titus, 'n gelowige bekeerde, om vir jou 'n boodskap te gee. En Winterhoek straat, ek wil jou vat na graad 1 toe. Ek wil jou terugvat na 'n punt toe. Op 'n tyd, of jy nou bekeer is en of jy nie bekeer is nie, was daar 'n gebed wat elkeen maar geleer het. Die Onse Vader. En ek wil vanoggend vir jou terugvat na hierdie gebed toe. Want waar jy ook al is en in wat se posisie jy ook al is dit die gebed wat jou sal deurdra. Die Onse Vader gebed. My God, my God. Die Bybel sê in Matteus in Matteus 6 vanaf vers 9, so moet julle bid: Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word.
En ek hoef natuurlijk nie die ander gedeeltes vir u te sê nie, want u ken hierdie gebed. Maar laat ek gewoon net vir u iets verduidelik, vir die straat iets verduidelik. Toe Jesus hierdie woorde aan sy disciples gee, en vir hulle hierdie gebed leer, het hy gesê, Onse Vader, wat in die hemel is. Met ander woorde, daar was 'n afstand tussen Onse Vader en tussen jou wat nou die gebed doen. Want daar was 'n afstand tussen jou en God die Vader. Soveel so dat hierdie afstand moes gebeperk word, hierdie afstand moes nader gebring word. En dit is hoekom Jesus gestuur was om vir ons sondes te sterwe, sodat daar nie meer 'n skeiding en 'n afstand kan wees tussen Onse Vader en tussen jou nie. Met ander woorde, Jesus Christus het gesterf aan die kruis van Golgotha, sodat die afstand tussen Onse Vader en tussen jy wat op die aarde is, dat hierdie afstand nader kan kom na mekaar toe, sodat jy plain en simpel net kan sê, Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. En vir jare was daar 'n afstand gewees tussen God die Vader en tussen die mens. Want toen Adam en Eva gesondig het, was die sonde skeidsmuur gemaak. En daar was 'n afstand tussen God die Vader en tussen die mens. En Jesus Christus word gestuur na hierdie aarde toe, om te sterf vir jou sondes, om hierdie afstand nader te maak. So nou hoef ek nie meer ver te gaan en te wonder of God die Vader my hoor nie. Jesus Christus het dit moontlik gemaak dat hierdie straat se afstand nader kan kom. En jy hoef nie ver te hardloop nie, want Onse Vader is in jou midde. Ja, come on. Onse Vader is in die straat. Come on, man. Onse Vader het gekom in hierdie straat. Onse Vader is in hierdie plek vandag. Onse Vader is in hierdie tyd vandag. Onse Vader is in hierdie plek vandag om vir u te sê, daar is nie meer 'n afstand tussen jou en God die Vader nie, maar jy kan vandag roep en sê, Here, help my vandag. En die afstand wat gewees het, is nie meer daar nie, maar die afstand is nou in die midde. Hierdie afstand het gekom na jou toe. Hierdie afstand is nie meer 'n gebou nie. Hierdie afstand staan vandag in die straat. Halleluja. En jy kan vandag bid, Onse Vader. Waar is Onse Vader? Hy is hier so vandag. Hy is hier. So jy hoef nie meer ver te hardloop om te wonder waar die antwoord is nie. Die antwoord het gekom na hierdie straat toe. Die Vader van die hemel en wat aarde geskaap het, is in hierdie plek, is in hierdie straat. En die Here wil hê dat hierdie straat moet weet dat die afstand het nader gekom. Hierdie afstand het nader gekom. 'n Paar kilometers ver is 'n kerkgebou. 'n Paar kilometers ver is 'n rehabilitasiesentrum. 'n Paar kilometers ver is inrigtings. Maar die Here sê nee, hierdie antwoord vir hierdie straat, Onse Vader, is vandag in hierdie straat, is vandag in die midde. En hierdie straat as te ware het nie meer 'n verskoning om te sê dat God hom nie besoek het nie. Hierdie straat as te ware het nie 'n verskoning om te sê dat hy nie die woord van die Here gehoor het. Want die afstand, die gap wat ons die Vader in die Bybelse tyd gebid het, waar ons gewonder het, gaan die Here my hoor? Waar ons gewonder het,
is die Here nog daar? Waar ons gewonder het, leef die Here nog? Waar ons gewonder het, is die Here nog in my situasie, is die Here nog in my stryd? Jy hoef nie meer te wonder nie. Want dit is hoekom daar baie openligte is. Dit is hoekom daar baie saamtrekke is. Dit is hoekom daar baie Bybels is. Dit is hoekom daar baie mense is wat op die TV die woord van die Here verkondig. Dit is hoekom daar baie WhatsApps na jou toe kom. Dit is hoekom daar baie Facebook boodskappe is. Die afstand, die gap is as te ware in jou phone. Vandag kry jy 'n WhatsApp boodskap om te sê die Here is goed. Vandag kry jy getuies op Facebook. Die afstand is nie meer in die hemel nie. Kyk net op jou phone, die afstand is binne in jou hand. Dis hoe naby die Here is. Mense wag altyd vir 'n droom, of mense wag altyd vir iemand om dood te gaan, en dan te sê dat mamma het vir my gesê, ek moet my hart vir die Here gee. Nee, ek het laas Sondag dit gesê. Die droom speel nou voor jou af. Die visioen speel nou voor jou af. Dis hoe naby die Here is. Dis hoe naby die afstand van onze Vader is. In die Bybel was daar geskrywe in daai tydperk, onze Vader wat in die hemel is. Hoor my mooi, onze Vader wat in die hemel is. Maar vandag het die Here dit moontlik gemaak dat jy kan sê, onze Vader wat op Facebook is. Onze Vader wat op WhatsApp is. Onze Vader wat op YouTube is. Onze Vader wat in 'n kerk is. Onze Vader wat nou in hierdie straat is. Onze Vader wat in jou kar is. Onze Vader wat op jou DVD speel, come on man. Onze Vader wat op jou TV speel. Onze Vader wat in jou midde is, wat in 'n prediker se stem is. Dit is hoe naby onze Vader vandag is. Dit is hoe naby onze Vader vandag is. En vandag is onze Vader net die naby, by Winterhoekstraat 35. Dis hoe naby onze Vader vandag is. En die duiwel moet hoor, die duiwel moet weet, dat onze Vader, waarvan hy gebid het, toe jy nog klein was, waarvan hy gebid het, toe jy nog in die toestand was van 'n gebedslewe, daai onze Vader, is vandag hier by Winterhoekstraat 35. En ek wil hierdie hele straat uitdaag, elkeen wat my stem kan hoor. Jy hoef nie ver te gaan nie. Onze Vader is hier vandag. Onze Vader wag vir jou vandag. Jy hoef nie ver te gaan nie. Die woord van die Here het vir ons naby gekom. Die woord van die Here het vir ons makliker geword.